Onze Here Jesus, hoe groot en hoe wonderlik is U naam nie. En ons bid en vra dat U in U groot genade U naam ook weer eens hier en in ons eie harte groot sal maak. Dat U ons sal aanraak met U liefde, dat U ons sal optel en dat hierdie nie nog 'n nagmaal sal wees nie, Here, maar dit asseblief die tyd sal wees, hierdie spesiale tyd, waar ons U bloed oor ons harte kan voel, waar ons U woord in ons lewens kan ervaar, en dat U ons elkeen weer eens nuut en skoon en heilig sal was, en dat ons as nuwe mense hierdie Sabbat sal ingaan. Ons bid dit in ons verlosser Jesus se naam. Amen. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Besonder om U hierdie Sabbat te kan verwelkom. Dit is lekker om by U te kan wees. Ons het Tisha en net vir julle sê, ek dink julle weet dit. Jy kan nie jouself in die hemel insing nie. Jy weet dit nie. Jy kan jouself in die hemel insing nie. Jy kan wel jou naam hier by ons kerke insing. Baie dankie, dit was besonder, soos dit waardeer. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek van 1 Johannes. 1 Johannes, hoofstuk 4, vers 11, 10 en 11. Ons lees vers 10 en 11. 1 Johannes 4, vers 10 en 11. Lees die uit die ou vertaling uit, die 53 vertaling om spesifiek te wees. En Johannes beklemtoon hier iets baie sterk direk wat ons so nodig het. Dit sê, hierin is die liefde. Let wel, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook klaar lief te hê. As God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar so lief te hê. Mag die Here dit in ons harte vandag persoonlik seën. Weet, in die kinderfilm, so ou kinderfilm getiteld Whistle Down the Wind, word die storie vertel van 'n dogtertjie en haar 2 vriende wat lekker die dag in die waanhuis speel op die plaas. Maar soos wat hulle speel, kom hulle skielik onverwags af op 'n skynbare rondloper boemelaar, wat toe in werklikheid 'n ontvlugte gevangene was, wat bietjie die gereg ontduik, wat besig was of daar in die waanhuis gelê het vas aan die slaap. Wie is jy? Vra hulle om hard. Die boemelaar skrik wakker, en toe hy net die kinders sien en geen ander bedreiging nie, sê hy ewe sarkasties vir hulle, ek is Jesus Christus. Maar wat hy sarkasties aan hulle sê of bedoel, sien kinders heel anders. En hulle glo vir een of ander wyse dat hy werklik Jesus Christus is. En die storie ontvou verder soos wat hierdie boemelaar nou met ontzag en respek en liefde behandel, want dis mos Jesus. Hulle bring vir hom kos en konverse, hulle sit by hom, hulle praat met hom, hulle raak selfs aan hom.
Hulle vertel om hulle lewens, hulle probleme, hulle vreugdes, hulle geheime en alles. Alles omdat hulle glo hy werklik Jesus Christus is. En soos wat die tyd aangaan, begin hierdie kinders se onskuldige sagtheid en liefde hierdie voortvlugtige koue boemelaar saak. Begin hom net te verander. Hy het nog nooit in sy lewe sulke genade, sulke warm liefde geken nie, met die gevolg dat soos hierdie kinders hom so mooi hanteer, in sy eie harde hart aangeraak word en hy verander. Dis tog wat ware liefde aan ons doen. Stem jy saam? Dis tog wat dit doen. Nou die storie of hierdie film se bedoeling was, dit was eintlik 'n sinnebeeld van wat kan gebeur as ons as mense werklik Jesus se woorde in Matteus 25 vers 40 ten opsigte van die armes en die behoeftiges letterlik moet opneem in ons lewens, as Jesus vir ons sê, sover julle dit aan een van die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En hoe moeilik vind ons dit nie baie keer vandag om na die behoeftiges uit te reik en nog erger om hulle soos Jesus te behandel. Weet moeder Teresa het een keer of word een keer vertel, was deur 'n baie ryk Amerikaner bietjie aangevat van hoe kon sy na die armes, ek wil die laagstes onder die laagstes, die vermeerdeles van Calcutta, hoe kon sy so vir hulle gesorg het? Dit het nie vir hom sin gemaak nie. En sy het vir hom gesê, dis eintlik baie maklik. Weet dit werk eintlik so. Eerstens, mediteer ons op Jesus. Kyk, ons spandeer tyd in die oggend en ons mediteer op Jesus. En dan gaan ons uit op die strate en ons soek hom net in sy verskillende vermommings. Ons soek hom net in sy verskillende vermommings. Ons skriflesing 1 Johannes 4 vers 9, vers 10 en 11 sê vir ons, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, want ek bedoel, ons is so sondig, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. As dit die liefde is wat ons ontvang, sê Johannes vir ons, behoort ons ook mekaar lief te hê. Dis seker die grootste verantwoordelikheid wat ons as Christene in hierdie wêreld kan hê. Jou en my se grootste verantwoordelikheid om mekaar lief te hê, om ander soos Jesus te behandel. En die groot motief vir ons liefde is omdat God ons eerste lief gehad het en sy seun gegee het op die kruis vir ons sondes. Met ander woorde, ons reageer op God se liefde in ons lewens. Anders kan ons nie ander lief hê nie. Jy weet, Johannes 13 vers 35 sê Jesus vir ons, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Waaraan? As julle liefde onder mekaar het. Hieraan sal almal weet, as julle liefde onder mekaar het. Het ons werklik die liefde van God so in ons eie lewens, dat wanneer vreemde mense hier aankom of met jou en my te doen het, dat hulle kan voel my iets is anders. Aanvoel hulle is in God se teenwoordigheid as hulle in ons teenwoordigheid kom. En ek dink altyd terug aan die verhaal wat Philip Yancey vertel het in sy boek getiteld The Jesus I Never Knew. The Jesus I Never Knew. Waar hy die ware verhaal deel wat 'n goeie vriend hom vertel het, wat
met die agtergeblewenes van Chicago gewerk het. Nou, sy vriend vertel hom dat hy eendag met 'n prostituut na hom toe gekom in 'n baie slegte toestand. Sy was vuil, sy was dakloos, siek en geensins in staat om vir haar 2-jarige dogtertjie kos te kan koop nie. Sy het bitterlik by hom gehuil en deur die trane hom vertel dat sy haar dogtertjie 2 jaar oud uitverhuur het aan mans. En sy moes dit doen want sy het baie meer gekry deur haar dogtertjie uit te verhuur vir 1 uur as wat sy in 'n hele nag verdien het. Sy toen het sy gesê, want sien sy was verslaaf aan drugs. Sy moes haar dwelm onderhandel of althans handhaaf. Nou Jesus se vriend vertel verder dat hy in afwyse na haar bittere verhaal geluister het en hy het erken dat jy weet het wat hy sê. Wat sê jy vir iemand in hierdie krisis, in hierdie groot stryd? En op die einde sê hy vir haar, het jy ooit daaraan gedink om na 'n kerk te gaan vir hulp, vir ondersteuning? En hy sê hy sal sekerlik nooit die geskokte uitdrukking op haar gesig vergeet nie. Dan is sy dit uitgeskree. Hoekom sal ek ooit na 'n kerk toe wil gaan? Ek voel al klaar so sleg oor myself. Hulle laat jou net nog slegter voel daar. Hulle laat jou net nog slegter voel. Is dit hoe ons kerk is? Of moet ek eerder vra, is dit hoe u in u hart is? Want die kerk is wat jy in jou hart is. As 'n prostituut hier moet inkom, en ons kerk moet instap op soek na God, hoe gaan jy optree teenoor haar? Sal jy haar laat spoel, of sal sy dalk hier tussen ons slegter voel, as wat sy haar reeds voel? Wat dit vir my baie interessant maak, is die feit dat sulke sondags, ons sulke mense, juis tuis gevoel het in Jesus se teenwoordigheid toe hy as mens op hierdie aarde gewandel het. 'n oneerlike belastinggader, 'n vrou met 5 ongelukkige huwelike op 'n ry, 'n blinde bedelaar, 'n vrou wat in oorspel betrap is, 'n melaatse en ander behoeftiges, het almal juis tuis by Jesus gevoel. As wat hulle maar weggevlug het. Hulle het juis tuis by Jesus gevoel. Inteendeel, hoe slegter hulle oor hulle self gevoel het, hoe groter was die waarskynlikheid dat hulle Jesus gesien het as hulle toevlug. Het ons as kerk miskien hierdie gawe verloor? As God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dit is Jonathan Swift, die outeur van die bekende boek Gulliver's Travels, wat eendag gesê het, ons het net genoeg godsdiens om te haat, maar nie genoeg sodat ons ander sal lief hê. Ons het net genoeg godsdiens om te haat, maar nie genoeg en diep genoeg sodat ons ander sal lief hê nie. En hoeveel van Jesus het in die eie lewe? Toets vir jouself. Hoeveel van Jesus het u in die eie lewe? Die Bybel is duidelik as dit vir ons sê, God is liefde. God is liefde. En as ons sê ons is in God, is dit dan nie ook wat ons moet wees nie? Weet ons lewe in 'n wêreld wat absoluut strewe na mag. En baie keer strewe ons as Christene ook maar
na mag in die kerk, terwyl ons dink dat dit iets gaan beteken. Maar dit doen nie. Ons hou baie keer vas aan die miskonsepsie dat titels 'n verskil sal maak. Maar dit doen nie. Ons is onder die indruk dat aardse gesag 'n hemelse verskil sal maak. Maar dit sal nie. Dit sal nie. Kan ek dit vir u bewys? Kan ek dit vir u bewys? Beantwoord gou asseblief die volgende vraag, sommer hier in die kop. Ek gaan vir 'n paar vrae vra. Beantwoord dit hier in u kop. Jy reg daarvoor? Beantwoord gou die volgende vraag. Eerstens, noem die 10 rykste manne in die wêreld. Die 10 rykste manne. Ons gaan baie keer van ons gaan net by een vashou. Maar noem ek die 10 rykste manne in die wêreld, vir jy in die kop. Tweedens, noem vir my die top 6 lande. Die top 6 lande se eerste ministers. Hey, in Suid-Afrika is lankal nie meer een van die top lande nie, asseblief. Noem vir my die top 6 lande se eerste ministers. Politiese topmanne. Noem vir my die laaste 7 wenners van die mevrou Heelal titel. Maar nee, dit is mos maklik. Noem vir my die laaste 7 wenners van die mevrou Heelal titel. Noem vir my 8 mense wat die Nobel Vredeprys gewen het. Noem my net 8. Noem vir my 10 name van mense wat al die eerste plek gekry het tydens die laaste Olimpiese spele. Dit was ook nie so lank terug nie, so noem vir my daai 10 name, net 10 van daai, daar was baie, daar was 100, maar noem vir my net 10. Sê vir my, hoe het jy gedoen? Hoe het jy gevaar? Nou, ek moet erken, ek self baie goed gedoen nie. Altesaam kon ek slegs maar 4 of 5 name van hulle almal opdoen. Jy sien, met so paar uitsonderings, onthou niemand van ons altyd die hoogtepunte van gister. Dis verstom. Hoe gaan ons vergeet? En alles wat ek opgenoem het, is nie onbelangrike prestasies nie. Stem jy saam? Ek bedoel, dis tops, dis die beste in die hele wêreld, die beste op hulle gebied. Maar dis nie weer vir ons 'n bewys dat die applous van hierdie wêreld nog ophou. Ek bedoel, trofees verloor almal maar op 'n stadium hulle glans. Dit wat mense bereik het, word gou vergeet. En al jou aandenkings en sertifikate wat jy daar op jou muur of jou rak het, sal eendag saam met jou begrawe word. Kom ek gee vir u nog 'n toets. Kom ek gee vir u nog 'n toets. En ons kyk hoe u nou gaan val. Is dit reg? Weer eens net hier in die gedagtes. Noem vir my 5 persone met wie u graag tyd spandeer. Gou, net 5 persone met wie u graag tyd spandeer. Noem vir my 10 mense wat al vir u iets die moeite werd geleer het. Wat al vir u iets die moeite werd geleer het. Noem vir my 5 vriende wat u al in moeilike omstandighede bygestaan het. Noem gou 5. Noem vir my 'n paar van jou onderwysers wat jou op skool gehelp het. Al was dit 100 jaar terug. Noem vir my 6 helde wat al jou in jou lewe werklik geïnspireer het. Nou was dit makliker. Dit makliker. Vir my was dit. En die les, die mense wat 'n verskil in ons lewens maak, is nie soseer die met die titels en die verwysings nie, maar hulle wat werklik omgee. Dis die mense wat 'n verskil maak in jou lewe. Hulle wat werklik omgee. Daarom is en bly dit ons as Christene se grootste verantwoordelikheid om Jesus se liefde wat in ons lewens is, uit te lewe na ander. As God ons so lief gehad het, sê in Johannes 4 vers 11 vir ons, behoort ons ook mekaar lief te hê.
die groot rede dalk hoekom ons nie werklik ander kan lief hê nie, is omdat ons nie werklik God se liefde vir ons in ons lewens aanvaar het nie. Weet, ons is baie keer soos Simon die Fariseer by wie Jesus gaan eet het in Lukas 7. Ek dink jy ken die verhaal wat ons vertel dat terwyl Jesus aan tafel was by Simon, het 'n sekere vrou wat die Bybel vir ons sê 'n gelewe gelei het, ingekom agter stilletjies by Jesus se voete gaan staan en die Bybel sê sy het sy voete nat gemaak met sy trane, haar trane. Toe sy afgepik en verleentheid haar hare gevat en sy voete afgedroog en toe sy daai verskriklike dier reuk salf op sy voete uitgegiet. En dit vertel ons, maar toe Simon dit sien wat Jesus uitgenooi het, was hy onwaardig dat Jesus dit toelaat dat so 'n sondige vrou hom aanraak en dat hy self hierdie geweldige geskenk van haar aanvaar. Het ons sin gemaak nie. Maar Jesus berisp hom en wys hom en ons vandag op 'n baie mooi manier dat hy wat baie vergewe is en dit werklik besef, sal outomaties jy baie vergewe is en jy besef het, Jesus, ons sal jy ons baie lief hê. Maar hy vir wie min vergewe is, of hy wat nie werklik besef wat Jesus vir hom alles gedoen het nie, of die volle omvang van vergifnis besef nie, bewys min liefde. Maak dit vir sin? Die werklik Jesus se vergifnis aanvaar? Sê jy dit? Of het jy maar net so gesê? Daarom besef jy werklik altyd wat Jesus se kruisdood vir jou gedoen het? Ek wil ons neem vandag deel in die simbole van die nagmaal. En as ons werklik besef wat het Jesus vir my deurgemaak en vir my gedoen het, hoe kan ek nie anders as om ander lief te hê nie? Vir Jesus en ook vir hulle vir wie Jesus lief het. Weet, daar is 'n ou verhaal wat natuurlik baie variasies het. Dan jy dit nou vanoggend in die Sabbatskool genoem, ek wil maar verstaan maak as hy gebruik daai illustrasie. Maar syne was so 'n bietjie anders. Maar dit vertel dat hierdie kunstenaar Leonardo da Vinci wat die skildery die laaste nagmaal geskilder het. En toe hy hierdie skildery geskilder het, het hy 'n ewige argument betrokke geraak met 'n medeskilder. En baie kwaad het hy begin om hierdie laaste nagmaal te skilder. En natuurlik die eerste gesig wat hy geskilder het was wie? Judas, die gesig van Judas. En hy besluit toe om wraak te neem. En hy teken skilder hierdie medeskilder met wie hy hierdie kwaai argument gehad het, sy gesig is gesig van Judas. En toe hy klaar was, toe herken almal dit, die gesig dadelik as hierdie gesig van hierdie ander skilder. En Leonardo voel baie trots op homself, want hoekom? Vir altyd sou hy nou hier deur sy vyand kon verneder. Maar dit wil vertel dat toe Leonardo die gesig van Jesus probeer skilder het, kon hy. Dis ook iets om net terughou, dit wil nie werk nie, die oë wil nie uitsort nie, dit wil nie by mekaar nie, en hy kan nie die gesig van Jesus geskilder kry nie. Na lang tyd besef hy, dat hy nie die gesig van Jesus kan skilder, solank daar haat en bitterheid in sy eie hart is. En hy gaan toe na hierdie, hy natuurlik dit uit, en hy gaan toe na die mede persoon toe, en hy vra hom vergifnis. En eers toe, was hy in staat om Jesus se gesig te kan skilder. En vandag staan dit bekend as hierdie groot meesterwerk. En is dit nie ook maar in 'n groot mate die geval met ons? Jy sien, solank daar haat en bitterheid in ons harte is,
Skien nooit Jesus se liefde na ander kan uitlewe nie. Jy sal nooit gelukkig wees nie en ook nooit nuttig nie. Die rede hoekom ons baie keer dalk nie Jesus se liefde aan ander kan gee nie, is dalk omdat ons eie harte so vol van ons eie vooroordeel en vooropveronderstellings en haat en jaloesie is, dat ons die liefde van Jesus, en dit ons daai liefde oorskadu en dit eintlik uitblok in ons lewens. Daarom tydens hierdie nagmaaldiens, kom ons besef weer vanuit ons harte wat Jesus werklik vir jou en my op die kruis gedoen het. Kom ons kyk vir 'n slag net weer eens in Jesus se oë. Daar waar hy vir ons op die kruis hang en ons bid. En hy vir ons bid en sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom ons besef weer net 'n slag hoe fyn ek werklik is. En dat ons nie beter is as ander mense nie. En hoe Jesus teenoor my opgetree het. Kom ons ervaar net weer vir 'n slag sy groot liefde in ons lewens. Laat hom toe jou liefde. Laat hom toe om jou liefde. En kom ons besef dat as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Amen. Amen. Ons gaan nou oorgaan na die voetewassing toe en ek wil julle almal hartlik uitnooi om saam met ons te deel in die nagmaal. Net eerstens, nagmaal is oop. Die almal word uitgenooi om deel te neem aan nagmaal. Ek sê vir altyd vir mense, wat se vereiste is daar vir jou en my om deel te neem aan nagmaal? Wat moet jy wees om deel te neem aan nagmaal? Sondag. Want jy sien, nagmaal is sondags. Vleis en vuile harte, vuile lewens, vuile voete. En as jy 'n sondaar is, en jy herken jy is 'n sondaar, dan wil ek sê jy is gekwalifiseer om nagmaal te kan gebruik. En ons wil jy graag uitnooi die Here Jesus. Baie dankie vir dit wat U vir ons op die kruis gedoen het. Mag ons dit nou weer eens opnuut en dit persoonlik in ons eie harte ervaar, soos ons die simbole sal gebruik tot die Here. So bid ek in Jesus se naam. Amen. By everything you have done in your entire life, God loves you so much that He was willing to send His only Son down to the earth to live a perfect life and then die for you. What sort of crazy love is this? That a perfect God would give up His perfect Son so that people like you and me could be redeemed. He paid the ransom for our sins, providing us a way of escape from eternal punishment. He offered us a chance at life, and life to the full.
He offered us freedom in him. What did Jesus do? He did everything. I want you to fully understand what this means. I want you to comprehend the cost involved, the torment he suffered, and the separation from God he experienced. Once you understand what he did, you begin to understand what you are worth to him. You begin to understand that his love is unsurpassable. It is extravagant, glorious, perfect. You might say, I don't deserve his love. Nobody does. That's why it's a gift. Despite our messed up lives, we get to receive God's love by accepting his son, Jesus Christ, as our Lord and Savior. A lot of people will tell you that there are many ways to be saved, but the truth is that salvation is only accomplished through the death and resurrection of Jesus Christ. Yes, he died, but then he also rose again so that you and I might be forgiven of our sins and made alive in him. You want to find salvation? Find Jesus. You want to know what it's like to be set free? Know Jesus. This is the deciding moment. This is your chance to truly begin to see God. If you're thinking, I've tried before and it just doesn't seem real to me. I feel like God's just an idea sitting out there in space and it really doesn't have a lot of effect on my life. Listen to me. If you have not experienced the life-changing power of God, chances are you have never made Jesus the Lord of your life. God is real. Jesus is real. You believe in him, he will change your life. You won't be the same person anymore. You will be a new creation in him. Romans 8:9 says that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Goeiemôre Magaliesig. Baie welkom by ons nagmaal hierson. En ja, Jesus Israel, soos wat dit gesê is. En kom ons lees dan hierso. En ons is baie dankbaar vir wat hy vir ons gedoen het. Ons lees hierso uit Lukas 22 van vers 15 tot 19. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal seker nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy die beker geneem het, dank hy en hy neem dit en hy deel dit uit onder hulle. Want ek sê vir julle, ek sal seker nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my nagedagtenis. Ons voor van ons kniel, maar ek vra net vir die gemeente, julle moet asseblief net so sit, en dan terwyl ons hier voor kniel, om ons kniel saam vir die gebed. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie vir die liefde en vir die genade. Dankie vir die wonderlike plan om ons te kan red van die ewige dood. Ons sondige mense verdien dit nie, maar ons eer die Hemelse Vader vir hierdie groot liefde van U. Die brood wat ons eet, herinner ons aan die liggaam van Jesus, wat vir ons verbrysel is. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, sodat ons lewens aan Jesus sal toewy. Met hom die brood van die ewige lewe versterk sal word
en nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid met hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, om ons heiland te bely en met verlange te wag tot hy weer sal kom, om ons tot 'n ewigheid na God se huis te neem. O God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons asseblief om Jesus ontwil. Amen. Komt van God naar wie alles van die en die waren wat in openbaar. Jesus die God zal aan die hoop staan. Met handen van verdriet, Vader dan vreugd. God die glorie, o Vader. Hij aan die woorden, die God is the Lord. Almal bedien, is daar enigiemand wat oorgeslaan is? Almal bedien, dit lyk like almal is bedien. Julle kan maar vorentoe kom.
Ons is so dankbaar dat Jesus vir ons gedoen het. En ons mag hom dankie sê, dat wat hy vir ons gedoen het, dat hy sy lewe vir ons gegee het, sy liggaam vir ons gegee het. Kom ons neem brood en eet. Voor ons nou vir die wyn kom, blyf jy net vra om som te blaai, dan Lukas 22 vers 20. Lukas 22 vers 20. En net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Vra jy net om so te bly sit, terwyl ons die voor saamkeel, vir ons wegbed is, nee? Goeiemôre Hemelse Vader. Nie meer altyd ons kan kom en vanoggend net sê baie dankie. Die hoogste prys wat U vir ons betaal het. Nie meer, daar is nie 'n hoër prys wat U kon gegee het as om U eie lewe vir ons te gee nie. Nie meer, help dat ons elke dag dit sal ons gedagtes sal wees dat U elkeen van ons die hoogste prys betaal het. Dat U ons geskep, elkeen uniek geskep het. U tot die hoeveelheid hare wat ons het, ons hoofd tot dat U ook daardie getal ken. Nie meer, baie dankie vir ons die ons doen, wat ons so as vanselfsprekend aanvaar. Nie meer, help ons ook, ons nou gaan deel in U bloed. Nie meer, ons elke dag sal onthou, dat U ons skoon gewas het. En ons kan nie wag vir daardie dag, omdat U ons op die hemel kom haal nie. Dat ons weer kan teruggaan, en met ons geliefdes in die nachtwoord, ons vra het in die sin naam alleen. Amen.
Die bevestig is allemaal bedien, ek bedien moet wees. Niemand wat verstaan nie. Baie dankie. Om mense lewend te gee vir iemand vandag kan ek sê, aangesien is moeilik, maar mens kan dit doen. Maar om mense lewens te gee vir sondaars, wat mense nie weet of daai persoon eendag Esse gaan maak met 'n volg nie. Dit is baie moeilik en in my opinie amper onmoontlik. Jesus het vir ons vir sy bloed en vir ons gegee en vir ons gesterf, sonder dat hy weet het of ons daardie keuse gaan maak. En hy het ons nog die vrye keuse gegee, dat ons kan kies of ons dit wil aanvaar of nie. Ek wil vir vra dat elke dag in die lewens daardie keuse op nie sal met die Here herneem, nie vir hom dat die lewe vir ons gee en vir ons sal pas op die wolke tot ons kom op. Dat ons weer met geliefdes verenig kan word. Baie dankie.
Thank you. Bye. Tot die Here Jesus. Dankie. Dankie dat ons nou skoon gewas kan wees in u kosbare offer op die kruis van Golgotha. Weereens opnuut. Ja, Here, ons verdien nie vergifnis nie. Ons is dit nie werd nie. Maar dit is die goeie nuus, dat u vir onverdiende sondaars kom sterf het op die kruis van Golgotha. Dat u ten volle gegee het om ons elkeen skoon te was. Ja, Here, ons kom dit nou weer eens herdenk in simbole van die nagmaal. Ons weet dit simbolies, maar tog simboliseer dit u liggaam wat vir ons gebreek is. En soos ons kies om hierdie brood te eet, kies ons om u te aanvaar wat u vir ons op die kruis gedoen het. U liggaam vir ons gebreek het. U woord wat ons voed en ons op die regte pad lei. En soos wat ons hierdie bloed drink, Here, het ons eintlik gesê, ek aanvaar Jesus se bloed. En wanneer ons u bloed aanvaar, dan leer die woord vir ons, dan was dit ons vry van alle sonde. Alle sonde wat ons het. En Jesus, daarom kan ons nou voor u staan, skoon gewas, opnuut weer skoon gewas, en die bloed van ons verlosser Jesus Christus. Dankie, Jesus. Baie, baie, baie dankie, Jesus. Amen.